Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So spreek die Here, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 116. Ons sing daar die 1, 2 en 5de vers tot eer van die Here. Oh,
Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 71 vers 1, en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, gesang 71. Ons gaan eers luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan daar in Eksodus 20. En hierdie wet, ons het dit al gesê vir mekaar, kom ons herhaal dit, hierdie wet is 'n kenbron van my sonde. Hier ontdek ek my sonde. Maar dit laat my nie daar nie. As dit ons daar gelaat het, dan sou dit ons niks baat nie. Dis ook die tugmeester na Christus toe. Omdat ek my sondes herken en bely, dan bring dit my voor Christus. Christus wat vir my aan die kruis vir my sondes gesterf het. En daarom is dit ook in die 3de plek die reël van dankbaarheid, want ek wys ook my dankbaarheid aan Christus vir my verlossing. En daarom jaag ek daarna, ek wil die wet onderhou. Nie om die saligheid te beerwe nie, ek kan nie, maar omdat ek die saligheid beerwe. Dis dankbaarheid. Kom ons luister wat vra die Here van ons. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, van die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, die bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar's nie sprake van maar so algemene verlossing, die sogenaamde omnibus gedagte. Hier word duidelik gesê, sodat elkeen wat in hom glo, dis God se uitverkore kinders, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met hierdie waarheid
Kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister vanmôre na die woord van die Here daar in die Ou Testament uit Psalm 121. Baie bekende psalm, maar die woord van God wat altyd vir ons so vars bly, die Heilige Gees wat dit so vars in ons harte bring. So kom ons, wanneer ons lees, luister ons aandagtig ook hoe die Gees daarin, vir ons daarin lei. Kom ons bid eers saam. Here God, U is die Alfa en die Omega. Sonder U is alles te vergeefs. Sonder U, Here, kan ons maar aangaan met 'n lewetjie van ons eie. Kan ons probeer maar ons eie heil uitwerk. Ons eie pad stap. Maar Here, ons leer en die woord sê vir ons, sonder U is daar vir ons niks. Sonder U is ons in 'n doodloopstraat. Sonder U maak hierdie lewe geen sin. Want dan is daar vir ons niks en niemand na hierdie dood op aarde nie. En daarom, Here, wat ons ook vanmôre hier is, ons wat elke Sondag die opstanding van ons Here Jesus Christus vier, uit die dood oorwin. En daarom kom ons hierheen as oorwinnaars, nie in onsself nie, oorwinnaars net in Jesus Christus. En hoe wonderlik, Here, ook in hierdie tyd voor die Christusfees, wat ons so in blydskap kan wees, in groot dankbaarheid, ons aan U kan wy. Maar Here, gee dat elke dag vir ons so 'n dag sal wees, 'n dag van toewyding, blydskap, dankbaarheid. Om so ook 'n lewe te kan voer wat wys dat ons Jesus Christus in ons hart het. En so wil ons vanmôre elkeen hier aan U opdra. U ken elkeen by die naam in die hart. Ons kan niks vir U wegsteek nie.
Jy weet ook vanmôre hoe elkeen hierheen gekom het met watter bedoeling. Dalk is daar die wat angstig met hinkering hierheen gekom het. Dalk maar iemand wat teensinnig is, wat maar net saamgekom het en dink maar, ag, ek kom maar saam. Maar dankie Here dat U die God is, die Almagtige, wat deur die Gees ook harte aanraak. U woord wat soos 'n hamer is wat oopbreek. U wat die hardste harte kan open vir die woord. En ons vra Here dat U dit vanmôre ook hier in elke hart sal doen. Maak elkeen ontvanklik vir die woord. En Here, so kom ons voor U, en ons kan bely, ons sê, ons is ellendig en behoeftig. Ons is sondaars. En daarom bid ons om U genade, Here, wees ons genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, by Psalm 121, op pad, 'n bedevaarslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingaan bewaar, van nou af tot in ewigheid. Tot sover. Daardie vers 1, waar sal my hulp vandaan kom? En dan die antwoord vers 2, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. My broer en suster, ek en 'n persoon raak verlede Sondag so aan die praat oor aftrede. En miskien is jy nog jonk en jy dink op hierdie stadium glad nie aan aftrede nie, maar dit kom eendag in elkeen van ons se lewe. En ek en hy praat en ons besef hierdie geweldige impak wat so 'n saak op mense het. Sielkundig, emosioneel, raak dit mense geweldig, as jy so met mense praat, en jy hoor hulle kommer oor die saak. Want 'n mens se werk beteken vir jou waardigheid. Vandag is 'n mens natuurlik dankbaar as jy ten minste net 'n werk het. Maar jy werk en jy lewer 'n diens, en jy beteken vir iemand, vir ander, beteken jy iets. En daardie opsig het 'n mens nog 'n bietjie aansien. Dan word na jou opgekyk. Jy word waardeer. As 'n mens nou veral sekerlik in 'n baie hoë en 'n belangrike pos is met baie status waar jy baie gesag afdwing, dan kan 'n mens maar net dink wat se impak dit op so 'n persoon het, waar hy nou maar eintlik doodgewone mens is. Maar natuurlik is ons altyd maar net doodgewone mense. Maar so ja, in 'n mens se nuwe omgewing dalk, jy moet wegtrek, jy moet verhuis, nuwe omstandighede, jy ken niemand regtig meer, of niemand ken jou meer as hierdie persoon wat eens 'n belangrike taak verrig het. Jy moet leer om aan te pas onder hierdie omstandighede.
Maar dis maar een van die krisisse wat ons beleef. Mens kan amper sê vrese van die lewe. En saam met ons is nou baie ou mense in ons gemeente, daar waar so baie van ons ouer word, daar kom ook die gesondheidsprobleme. Om finansiëel te oorleef na aftrede is 'n uitdaging. Daar's baie mense wat ons hoor vandag hulle pensioen gaan oorleef. Dis besig om met baie te gebeur. En die jong mense kan vanmôre kom en sê, maar dis ou mens probleme. Ons het ander uitdagings, baie ander uitdagings. En ons kan vanmôre sommer maar net 'n klomp gaan opnoem. Die eerste probleem wat ek as jong mens het, gaan sekerlik wees, gaan ek matriek slaag. Dis 'n probleem. Gaan ek tersiêre toelating kry? 'n Vraag, wat gaan ek studeer? Waar gaan ek studeer? Wat se beroep wil ek uiteindelik beoefen? Dit besluit 'n mens sekerlik daarom voor jy universiteit toe wil gaan. Maar 'n groot vraag in die jong mense hart ook vandag is, sal ek nog werk kry? Het ek nou wat se graad, gaan ek werk kry in hierdie deurmekaar land? Is daar vir my 'n toekoms in hierdie land? Maar om vir u van die vrese te noem wat in harte leef, en dan as 'n mens so nuus kyk vandag, as jy geskok, as jy sien van vrese van kinders, wat kindermishandeling en kindermolestering moet deurgaan by die huise, by skole, waar hulle geboelie word, afgeknou word. Dis om van te huil, om te sien hoe kinders al van klein tyd vrese in die hart het oor allerhande sake. En nou kom ons hier by Psalm 121 vanmôre, 'n bedevaarslied, 'n lied, terwyl hierdie pelgrims op pad is na die huis van die Here om daar te gaan aanbid. Te voet, miskien ook party so op 'n donkie se rug. Maar dit was vir hulle 'n gevaarlike tog gewees, bedag snags natuurlik. So het hulle onder andere te doen gehad met struikrowers. Die struikrowers daar tussen die bosse en die laasstruike daar weggekruip, ook daar in die berge weggekruip. En sodra hierdie mense verbygekom het dag-nag, het hulle aangeval dikwels en beroof. Mense is beseer, hulle is gedood. En so kan ons aangaan, al die gevare. En dan klink dit soos in vandag se tyd, nou, as 'n mens dink dit gaan vandag erg, deur die jare heen. Daarom wat 'n prediker kom en hy sê vir ons, daar is niks niets onder die son. Deur die eeue die gevare van skelms en rowers en ander gevare. En ons sien dit vandag ook, in ons lewe, ons kry kapings, ons kry rowe, berowings, moorde. En daarom, my broer en suster, kan ons sekerlik verwag dat dit tot die einde van hierdie aarde so sal wees, en die probleem is, hierdie booswigte raak net al slimmer en slinkser, met al hulle skelmstreke. Kom nou nog vandag, en dan het hulle nog hierdie tegnologie, die moderne tegnologie, wat vir hulle eintlik handig te pas kom. Nou kom ons en ons probeer van baie maatskappye, die regering se kant, kan ons sekerlik maar sê 'n pogingkie om hierdie allerhande maatreëls wat ingestel word om ons te beskerm. Maar ons voel maar steeds, ons voel onseker, ons voel of hierdie skelms maar net altyd 'n stappie voor ons is. En so word ons moedeloos. Ons is moedeloos, ons voel ons hande is afgekap. Ek dink hierdie bedevaartsgangers het ook op 'n manier moedeloos gewees, uitgelewer gevoel.
Al hierdie gevare, en dan kom daar nog ander gevare by, die blootstelling aan die natuurelemente van hitte, in reën, in haal, in koue. Hulle het nie daar die beskerming gehad nie. Dis wat ons juist nou hier in hierdie Psalm lees, die psalmdigter wat kom klem lê op die son en die maan, die son veral die hitte, sonsteek, hitte uitputting. Dis dinge wat mense wat op hierdie tog gaan beleef het. Daar was natuurlik ook die wat in bygeloof bang was vir die maan. Daarom praat hy hier van die maan. Die maan kan jou niks doen by nag nie. Want daar is mense wat by gelowige glo het, jy kan maansiek word. Daarom was hulle bang. Mense het daardie tyd geglo, die gode bly daar in die berge. En dit het hier baie mense van hierdie reisigers, by liggelowiges, nog banger gemaak. Ons weet natuurlik, die heidene het die son en die maan ook as gode en afgode gedien. Met al hierdie dinge, nou kom die psalmdigter, en hy sê vir hierdie reisigers, dalk mede-reisigers, hy wil hulle tot bemoediging bring, hy wil vir hulle tot kalmte, tot berusting bring, en natuurlik, en luister mooi vanmôre my broer en suster, hulle moet steeds bedag wees op die gevare van hierdie pad. Hulle moet steeds waaksaam wees, op hulle hoede wees. En hulle maak planne, hulle maak veral planne teen die uitdagings van die natuurelemente om die son te kan keer. Hulle probeer genoeg kos, water saamneem, hoedens dra, wat ook al. Maak voorsiening vir die koue nagte, dalk warmer klere. Maar die groot probleem, en dis wat ek en jy vanmôre moet raak sien, en dit ter harte neem, hulle raak so oorweldig deur die gedagtes van hierdie gevare en probleme om hulle, dat hulle die almagtige God nie raak sien. Hulle kyk hulle vas teen hierdie gevare. Hulle vergeet dat hierdie almagtige God bo al hierdie dinge uittroon. Hulle voet kan wankel, hulle wat mense is, kan struikel en seer kry. Maar hier lees ons dit en ons ken dit en ons hoor dit uit God se woord, maar die almagtige God wat hulle bewaar, sy voet kan nooit wankel nie, hy is onwankelbaar, hy is onfeilbaar. Jy moet vanmôre mooi dink aan die eie lewe. Gebeur dit nie met ons, maar ook dat ons vaskyk in al hierdie berg van probleme. Hierdie God is die almagtige, alwetende bewaarder, wat nie sluimer of slaap nie. Glo dit. Glo dit met die hele hart. 'n Mens daarenteen is swak, hy kan nie sonder slaap klaarkom nie. Ek sal nooit vergeet daar in die weermag, het ek ook rugby gespeel en na 'n wedstryd die aand baie moeg gewees, maar my naam was daar op die waglys. Ek moes wagbeurt gaan doen. En jy kom nie daar uit nie. En daar die aand op 'n baie strategiese plek, die aand, daar is 'n bed en alles, maar natuurlik mag ou nie slaap nie. Maar ek was so moeg na daardie wedstryd, dat ek maar in die slaap geraak het, en ja, soos my geluk is, kom die aand die kolonel daarin, en daar sit niemand, daar is niemand wakker, hy vind my daar vas in die slaap op die bed, maar op 'n manier is hy ordentlik, want hy weet, hierdie man het hard rugby gespeel, en hy het maar net so 'n briefie, maar nogal in 'n rooi pen geskryf. Ek was hier, maar jy het nie wag gestaan nie. Gelukkig het die saak nou maar nie verder gegaan nie. Maar net om vir u sê, ons is feilbaar. Maar ek moet my kan oorgee aan 'n God wat onfeilbaar is. As Jesus se disipels self, as hy daar
in die tuin van Getsemane is, dan vra hy vir hulle terwyl hy gaan bid, waak, wees wakker, totdat ek kom, en as hy terugkom, dan slaap hulle, en nader en dan los hy hulle. Hy kan nie op hulle staat maak. Maar wonderlik om te weet en dit altyd te besef, hierdie God hou altyd dag en nag 'n wakende oog oor my en jou. Dit alles natuurlik onder sy toelatende hand. Daarom is, as hierdie psalmdigter sy oë opslaan na die berge, dan besef hy, en hy weet, my hulp is van die Here. My hulp kom van hierdie almagtige God, wat hierdie berge geskaap het, self geformeer het. Want jy sien, as jy opkyk na die berge, dan kyk jy ook verder, en jy sien die blou lug, en jy raak bewus van die son. My broer en suster, en natuurlik soos hulle snags ook gereis het, en hulle oë opslaan daar na die lyne van die berge toe, dan sien hulle die maan, die sterre, die uitspansel, die ganse skepping roep tot die God sy eer, roep uit dat God alles geskaap het. Dit roep uit, hy is die almagtige, alwetende, en hy bly in beheer. Om te weet, my broer en suster, niks en niemand kan hom ooit onttroon nie. Hy swaai die scepter. Het ek en jy dit vergeet? Ja, baie keer. Want ons dink maar, 'n goddelose regering bly aan bewind, en hulle kan maak wat hulle wil. Hy onttroon. Hy beskik. Daar in Jesaja 40, vers 23 sê hy, dis die Here maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Broer en suster, en ons besef, na die sondeval, is dit verby met hierdie ou volmaakte paradyslewe hier op aarde. Dis daarmee heen. En ons beleef ongelukke, ons het beleef krisisse, daar is siekte, daar is dood, daar is hartseer. En daarom lees ons daar in die Heidelbergse Katekisme Sondag 10, vraag en antwoord 27, lees ons van God se voorsienigheid. Hy praat onder andere daar, dat reën en droogte, hoor jy dit, vrugbare en onvrugbare jare, gesondheid en krankheid, rykdom en armoede, en alle dinge nie by toeval nie, maar uit sy vaderlike hand ons te beurt val. Die huidige landskap wat my en jou omring, dit maak vir ons bang. Dit maak ons dikwels bang. Dit bring ons onsekerheid. En hierdie Suid-Afrika waarin ek en jy bly, is nou nie die veiligste plek om in te woon. Dis nou nie die land waar daar geen misdaad of korrupsie of diefstal of wat plaasvind nie. Inteendeel, dis volop. Maar my broer en suster, rig jou oë op God, die Almagtige. Om terug te kom na die gewone sake, as ons so praat van pensioen, bekommernisse en ander bekommernisse in die lewe. Ek weet van lidmate, persone wat op hulle ou dag moet hulle verhuis. Hulle moet verhuis na 'n ander dorp, 'n ander land. En dis verskriklik vir hulle. Dan moet mense uit 'n woonhuis, jare wat hulle daar woon, na 'n versorgingsplekkie toe. Dis moeilik. Jy moet afskaal. Wat hou ek? Wat kan ek saamneem? Ek moet minder maak.
met minder klaarkom, besittings wegmaak, bang, onseker. Wat mense vra, wat hou die toekoms in? Watter beproewings is daar nie op my pad vorentoe nie? Wat gaan ek maak met alles? Dalk is daar iemand vanmôre wat hier sit wat sê, daar's 'n groot operasie vorentoe. Ek kan dit nie vermy nie. Wat lê vir my voor? Al daardie tipe vrae, daardie bekommernisse, daardie vrese. Hoe sal ek oorleef? Waar sal my hulp vandaan kom? Sal jy nou maar al jou hoop op jouself plaas? Sal jy maar jou hoop op mense plaas? Ekskuus. Ander mense se vermoëns, mense is mos vandag oulik, hulle kan baie dinge doen, hulle kan my met baie dinge help. Maar hulle is beperk. Hulle is baie beperk. Want hulle kan wankel. Hulle kan sluimer. Hulle kan slaap. Nee, my hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Sy krag en sy almag is ver bo mense. Sy skepingsmag, sy krag bevestig sy almagtige, alwyse heerskappy. Dit bevestig sy allesomvattende koningskap. Hy is die skaduwee aan my regterhand. Het jy al gesien, as die son skyn, dan kan jy sien, maar ek het 'n skaduwee. Toe ons klein was, sal ek nooit vergeet nie, ons was so naïef of kinderlik dit geweet, en eendag, toe ons bietjie groter was, nog hier in die begin van laerskool, toe ons nou mooi sien ons skaduwee, toe probeer ons, toe sê ons vandag gaan ons van ons skaduwee weghardloop. En ons het probeer, 'n mens lag nou daaroor. Hier 'n draai, hier 'n swaai, hier om 'n boom, hier agter gaan skuil, maar ek kan hom nie los nie. Hy bly by my. Hy verlaat my nooit. So is die Here, soos hy altyd by ons in sterkte. Hy so op my ganse lewenspad met my, van geboorte tot sterwe. Ja, hy is daar, selfs in die donkerste dal van doodskaduwee, dan is hy daar om my hand te vat en my die hemel in te lei. En soos hy hier sê, hy bewaar ons siele. My broer en suster, en 'n goeie vermaaning wat ons altyd ter harte moet neem is, daar in Matteus 10 vers 28. Ons vrees so baie dinge. Vrees mense, vrees instellings, vrees allerhande wêreldsdinge. Nou sê hy hier, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak. Maar vrees hom liewer wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. God die Vader, wat deur sy Seun, sy geliefde, Jesus Christus, ons, sy uitverkore kinders, se siele, hoe wonderlik, dis genade, ons siele bewaar teen die hel se verderf. Broer en suster, hy die almagtige God, Skepper God, wat sy Seun laat vlees word het, gebore hier op aarde, om laat sterf het aan 'n kruis, terwille van my en jou, sodat ons die vrede en die geluksaligheid van 'n hemel kan beerwe. Amen. Kom ons bid saam.
Here God, U die almagtige, alwyse, alwetende God van hemel en aarde. Gee Here as ons oë so opslaan, dat ons nie net ons sal vasstaar teen al die gevare en die bekommernisse in ons lewe nie, maar dat ons U sal raak sien. Sal weet ons vertroue in U plaas. U wat God is, lewende God. En U wat soos 'n skade weer by ons is. Leer ons Here op U vertrou. Lei vir ons deur die Gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, gesang 359. En daar gaan ons vers 2 en 4 sing. Kom kyk maar na die woorde, neem dit ter harte, moenie maar net sing nie, gee kans dat die woorde in jou hart kom. Gesang 359 vers 3 en 4 tot eer, ekskuus, is dit 2 en 4, nee, sê nou 3, 2 en 4 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.